Goeiemôre geliefdes, ek glo en vertrou dat dit goed gaan met u en dat u nog gesond is. Dit is vir my 'n voorreg om vandag weer saam met jou op hierdie platform te kan kuier. Gun my asseblief die geleentheid om dankie te sê vir elkeen wat ons fees geondersteun het. Ons waardeer julle opreg. Baie dankie vir elkeen wat iets gemaak het, wat iets gekoop het en wat dit sommer net kom bywoon het. Dankie vir elkeen wat gewerk het en hulle tyd afgestaan het en elkeen wat deelgeneem het. Dit was voorwaar 'n fees gewees. Ons sê weer eens baie dankie. Dankie ook vir elkeen wat ons finansiëel ondersteun, wat hulle offergawes vir ons in die kerk se bankrekening inbetaal. Ek wil jou asseblief herinner om asseblief net in die verwysing vir ons te sê waarvoor dit gaan vir sorg of vir jou 10de maand dankoffer of jou geloofsoffer of vir die jeug of waarvoor ook al. So asseblief meld net vir ons in die verwysing waarvoor u dankoffer is. Ons sê vir u baie dankie vir u ondersteuning wat dit ook aanbetref. Dan wil ons u herinner dat dit op die 18de April Goeie Vrydag is. Ons gaan dan 'n erediens in die kerkgebou hê en ook nagmaal saam gebruik. En dan gaan ons ook ons opstandingsfees hê op die 20ste, die Sondagoggend om 9uur. Hou gerus ons WhatsApp groep en ons Facebook bladsy dop vir meer inligting hieroor. Dan het ons ook 'n projek vir die winter. U is meer as welkom om enige iets wat met die winter gepaard gaan, soos missies en handskoene of komberse, te brei, te hikel, te koop of te skenk. As jy dalk ekstra in die kas het wat jy nie gebruik nie of lanklaas aangetrek het of nie meer in pas nie, is jy meer as welkom om hierdie artikels by die kerkkantoor te gaan aflaai. Tussen 1 Mei en 31 Mei en dan sal ons hierdie artikels vat en ons sal dit versprei daar waar daar nood is. So ons noem dit winterhoop. Indien u wil betrokke raak by hierdie aksie, kan u gerus vir Sonja skakel of u kan ons Facebookblad of WhatsApp groep dophou vir meer inligting daaroor. Dan wil ek graag ook net ons voorbereidingslys aan u voorhou. Ons vra nog steeds voorbereiding vir Tannie Martie Potgieter, vir oom Johan Annandale, vir Tannie Dina Groblaar se kleinseun, as ook vir Wim Pinaar en vir Corrie Diedriks. Ons vra dat u in u gebede aan hierdie lidmate sal dink. En indien daar iemand is van wie ons nie bewus is nie, vra ons dat u ons asseblief gerus in kennis sal stel. Dit is dan al wat ons afkondigings aanbetref. Ek gaan vra dat ons net sal rustig raak in God se teenwoordigheid en dat ons saam wees op hierdie platform op 'n gepaste wyse sal begin. So kom ons sluit nou ons oë en dan bid ons saam. Here in Hemelse Vader, baie dankie dat u ons weer op hierdie platform saamgebring het. Dankie dat ons die tegnologie tot ons beskikking het om hier te kan saam wees, om na u woord te luister, daaroor te dink, dit deel te maak van ons lewe, om veranderings aan te bring en dit ook so te gaan uitleef. En daarom kom ons nou na u toe en ons kom vra vir u waar ons nou gaan stil staan by u woord, dat u dit vir ons sal oopbreek. Ag Vader, dat u met elkeen van ons sal werk, dat u ons harte en ons gedagtes gevange sal neem en dat ons vandag dit sal hoor wat u wil hê ons moet hoor. Vader, dat u met elkeen spesifiek sal werk, want elkeen van ons moet vandag iets anders hoor. En daarom kom vra ons nou, breek die woord van ons oop. Seën ons saam wees op hierdie platform. Seën die woord wat nou verkondig gaan word. Dit is my gebed in Jesus se naam. Amen. Nou geliefdes, glo dit of nie, ons is by ons 7de stel kruiswoorde, die laaste een waarby ons gaan stil staan. En vanoggend gaan ons dit saam lees uit Lukas 23 vanaf vers 44 tot 49. So indien u Bybel by u het, wil ek vra dat u sal volg. Lukas 23 vers 44 sê: Dit was al omtrent 12 uur, toe kom daar duisternis oor die hele land, en dit het tot 3 uur geduur. Die son het opgehou om te skyn, die voorhangsel in die tempel het middeldeur geskeur. Jesus het hard uitgeroep: Vader, in u hande gee ek my gees oor. Na hierdie woorde het hy sy laaste asem uitgeblaas. Toe die offisier sien wat gebeur het, het hy God geprys en gesê: Hierdie man was werklik onskuldig. Al die mense wat saamgedrom het om na die skouspel te kyk en gesien het wat daar gebeur het, het verslae huis toe gegaan. Maar al Jesus se vriende, ook die vroue wat hom van Galilea af gevolg het, het op 'n afstand bly staan. Hulle het al hierdie dinge gesien. Nou geliefdes, ons lees net tot sover. Geliefdes,
Nadat Christus van die kruis op Golgotha af uitgeroep het, dit is volbring, praat hy weer, die 7de en laaste maal aan die kruis. Die evangelie lê nadruk daarop dat Jesus se laaste kruiswoorde 'n besonderse harde uitroep was. Ook hierdie keer moes almal duidelik hoor wat hy te sê het. Die omstanders wat gehoor het hoe hy baie benoud was en uitgeroep het dat hy van God verlate was, moes nou verneem dat hy weer die heerlike nabyheid van sy Vader geniet. Waar hy 'n rukkie tevore net kon sê, my God, kan hy nou sê, my Vader. Nadat hy die swaarste deel van die versoeningswerk volbring het, het die gevoel van vaderlike guns en toegeneentheid teruggekeer. Daarom kan hy nou hard uitroep, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Hierdie uitroep van Christus toon duidelik aan dat hy nie op 'n passiewe wyse gesterf het uit kragteloosheid nie, maar dat sy sterwe in die volle sin van die woord 'n aktiewe daad van homself was. Die dood het nie die laaste asem uit hom uitgepers nie, maar hy het uit sy eie wil uit self sy asem uitgeblaas. Of om dit anders te stel, hy is nie passief die dood ingeruk nie, maar het as 'n kragtige held die vesting van die dood ingestap om die dood in sy eie omgewing te oorweldig. Hierin sien ons die bevestiging van Christus se eie woorde, toe hy in die gelykenis van die goeie herder gesê het, niemand neem my lewe van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê en ek het mag om dit weer te neem. Omdat Jesus gedoen het wat hy tot op daardie stadium moes doen, mag hy sy gees nou in die hande van die Vader toevertrou. Om egter die volle betekenis van hierdie uitspraak van Christus te verstaan, moet ons daarop let dat hierdie woorde uit die Ou Testament uitkom, uit Psalm 31 vers 6. En daarom is dit belangrik dat ons sal gaan kyk wat Dawid in hierdie Psalm met hierdie woorde bedoel het, toe hy dit opgeteken het. Dawid het hierdie lied geskryf toe hy in groot nood verkeer het. Sy vyande was op sy spoor gewees. Hulle het sy lewe gesoek. Hulle maak die lewe vir hom baie ondraaglik. Hy was baie benoud en verskriklik bitter. En tot wie anders kan hy dan sy toevlug neem as net tot die Here? Dit doen hy dan ook. Daarom sê hy in volle geloofsvertroue aan die Here, in u hande gee ek my lewe of my gees oor. En daarmee bedoel Dawid dat hy sy hele lewe, wat hy van God af ontvang het, nou ook in hierdie omstandighede, omring deur talle gevaar, in die hande van die Here toevertrou. En hy weet dat die Here hom in hierdie omstandighede in alle gevaar sal bewaar en beskerm. God sal hom beskerm selfs teen die dood. God sal hom red uit die strikke wat sy vyande vir hom span. Nou hierdie woorde van Dawid, in u hande gee ek my gees of my lewe oor, het vir die Joodse volk in die jare wat kom 'n heel besonderse betekenis verkry. Dit is naamlik deur die rabbyne voorgeskryf as 'n kort aandgebed vir die Jode en veral vir die Joodse kinders. Dit is so 'n eenvoudige gebed dat 'n klein kindjie dit baie maklik kan leer en kan onthou. En waarskynlik het Maria self hierdie gebed aan haar eersgeborene seun geleer toe hy kon begin praat. Die gelowige Jood
en veral die kindertjies, het as hulle gaan slaap het, nadat hulle dagtaak voltooi of volbring het, hulle gees en hulle lewe toevertrou in die hand van God. En hulle het geweet dat te midde van al die gevare van die donker nag, dat God hulle sou beskerm en hulle die volgende môre weer sou wakker maak. In die lig hiervan moet ons Christus se laaste kruiswoorde sien. Hoe wonderlik is dit nie om te weet dat Christus gesterf het met 'n kindergebed op sy lippe nie. 'n Gebed wat hy seker al baie kere gebid het voordat hy gaan slaap het en nou ook bid voor hy ontslaap. Die betekenis van hierdie woorde van Psalm 31 vir Dawid en ook later van jare vir die Jode help ons ook nou om Christus se laaste kruiswoorde in die regte perspektief te plaas. Toe Christus dit uitgespreek het, was sy werk volbring. Sy versoeningswerk is afgehandel vir sover dit op daardie stadium moontlik was. Sy dagtaak, so kan ons byna sê, was afgehandel. Hy het nou by die aand van sy lewe gekom en hy gaan nou die nag binne met 'n gebed. Vader, in u hande gee ek my gees oor. Al dreig die gevaar aan alle kante, vertrou Jesus God met sy lewe en glo hy dat die Vader hom sal beskerm en bewaar. Geliefdes, en die vyande rondom Jesus was baie. Daar was die Jode en die Romeine wat hom vyandig gesind was en deur wie se toedoen hy gekruisig is. Daar was ook die Satan wat hom permanent aangeval het. Nou Lukas plaas nie baie klem hierop nie, maar as ons dit wat hier gebeur wil bekyk vanuit die lig van Openbaring 12, dan sal ons dit baie duidelik sien, dat Satan Jesus Christus aangeval het. Ons lees in Openbaring 12 van die groot draak, wat naamlik Satan is, wat die kind wat gebore was, wou verslind. Ons weet ook dat Satan nog altyd sy mes ingehaat het vir Jesus Christus en dat hy van sy vroegste bediening af al hom in die versoeking gelei het en hom wou aanval. En hier is dit geensins anders nie. Dis word Jesus omring deur sy vyande wat hom in sy swakste oomblik wil verwoes. Maar hy is op hierdie oomblik nie meer benoud nie, want hy weet, God die Vader is by hom, God die Vader is in beheer, en daarom gee hy te midde van hierdie bedreigende situasie, sy gees in volle geloofsvertroue in die hande van die Vader. Bovendien weet Christus dat sy Vader, in wie se hande hy sy gees oorgee, dit na 3 dae aan hom sal teruggee en dat hy dan sal opstaan uit die dood. Nou is dit vir ons baie duidelik dat Christus 'n baie dieper betekenis gegee het aan Dawid se woorde wat hy in Psalm 31 uitgespreek het. Want as Christus hierdie woorde gebruik, gee hy daaraan 'n dieper betekenis, want dan gee hy daarmee te kenne dat God ook in die dood sy gees veilig sal bewaar en dit weer aan hom sal teruggee sodat hy sal opstaan uit die dood. So kondig Christus met sy laaste kruiswoorde reeds sy oorwinning oor die dood aan. Hy verkondig daarmee dat hy gewis en seker sal opstaan uit die dood. Maar geliefdes, uit die mond van Christus aan die kruis kry hierdie kruiswoorde wat uit Psalm 31 kom 'n nog dieper, meer omvattende betekenis.
Christus het gekom om ons te verlos deur die Satan, die sonde, die dood en die hel te oorwin. En terwyl Jesus deur die dood en die hel se smart gaan, vertrou hy sy gees aan die Vader toe, met die wete dat hy die dood en die hel sal oorwin en dat die Vader sy gees vir hom sal teruggee. So met sy laaste kruiswoorde kondig Christus dus ook sy verdere werksprogram vir ons aan. Hy sê vir ons dat hy nou moet gaan sterf, dat hy die dood en die hel moet oorwin. En ook hieruit kan ons sien dat Jesus se sterwe nie iets is waaraan hy passief deelgeneem het nie, maar dat dit 'n daad, 'n doelgerigte daad van homself was. Ons kan hieruit aflei dat Christus die pad tot verlossing enduit geloop het. Al het hy reeds so swaar gely, hou hy nie op nie. Hy sê nie dit is genoeg nie. Hy sê nie nee, hy wil nie hieraan deelneem nie. Inteendeel, hy wil volkome versoening en verlossing vir die mensdom bewerk. Die 7de kruiswoord is nog 'n openbaring van sy grenslose liefde vir elkeen van ons. In die lig van hierdie uiteensetting kry hierdie 7de kruiswoorde vir ons 'n ryk en heerlike betekenis. Terwille van sy soenverdienste kan ons Christus hierdie woorde nou nasê. Nie maar net in die betekenis wat dit vir Dawid en die Jode met die oog op die tydelike gevare van destyds gehad het nie, maar ook in die betekenis van beskerming teen die mag van die dood en die smarte van die hel. Elke gelowige kan nou ook om Christus ontwil met vrymoedigheid by sy of haar sterfbed sê: Vader, in u hande gee ek my gees oor. Christus het immers die dood om ons ontwil vrywillig ingegaan. Op daardie 3de dag het hy sy gees van God terug ontvang en die eersteling geword van die wat opstaan uit die dood. En daarom mag ons ook nou, as ons die dood ingaan, ons gees aan God toevertrou. Want ons weet dat ons die dood sal oorwin en dat ons sal opstaan uit die dood uit, omdat Jesus dit vir ons kom doen het. En daarom moet die 7de kruiswoorde van Christus ook die gebed van ons hele lewe wees. Ons moet ons gees, ons lewe, ons liggaam, ons hele mens wees, voortdurend, elke dag in die hande van die Vader oorgee en aan sy sorg toevertrou. In sy hande is dit inderdaad veilig, want Christus sê vir ons dat die wat aan hom behoort, nie uit sy hand geruk sal word nie. En Paulus sê dieselfde wanneer hy vir ons sê dat die dood ons nie van God se liefde kan skei nie. Dat niks, nie gevaar of swaard of siekte of enigiets ons van die liefde van God kan skei nie. En geliefdes, daarom kan ek en jy God die Vader vertrou met alles, met ons drome, met ons ideale, met ons lewe, met ons bekommernisse, met ons hartseer, met ons vertwyfeling. Ek en jy kan na God toe gaan en ons kan ons hele mens wees in God se hande plaas en hom vertrou, om nie net vir ons te sorg nie, maar om ons te beskerm en om ons te bewaar en die pad saam met ons te stap, hier op aarde, maar ook wanneer ons laaste asem uitblaas, om dan deur die dal van doodskade wees saam met ons te gaan en ons die ewige lewe te gee, om dan vir ons die lewe in sy teenwoordigheid
moontlik te maak. Want Christus het reeds die oorwinning vir ons behaal. En daarom kan ek en jy nou hierdie lewe leef in die teenwoordigheid van God die Vader. Geliefdes, ons moet dus daagliks leef onder die beskerming en sorg van die Here. En daarom hoef ek en jy nie bang te wees om voluit te leef nie. Ons hoef nie bang te wees om foute te maak nie, want God is daar om ons te vang as ons dalk mag val. Ek en jy hoef nie bang te wees om vir hom te werk nie, want hy sal ons toerus en ons bekwaam maak om sy werk te kan doen. Ek en jy hoef nie bang te wees om te getuig nie, want hy sal die woorde in ons mond plaas en hy sal ons die geleenthede gee om te getuig. Hy sal ons toerus om werksaam te wees in sy koninkryk. En ek en jy hoef nie bang te wees om ons aardse lewe af te sluit of om te sterf nie. Ons hoef nie bang te wees vir die dood nie, want Christus het reeds die dood vir ons kom oorwin. En die Vader sal my en jou gees beskerm en vir ons die ewige lewe gee. So, die uitdaging wat ek en jy het, is om te leef as 'n oorwinnaar en om God te vertrou met alles wat in ons is en alles wat ons het. Geliefdes, as ek en jy dit kan regkry, dan leef ons soos wat God vir ons vra. So kom ons leef in die week wat kom as oorwinnende kinders van God. Amen. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Here en Hemelse Vader, baie dankie dat ons vandag kon stil staan by hierdie laaste kruiswoorde van Jesus Christus. Vader, en dankie dat ons vandag kon hoor dat Jesus se verhouding met U herstel is en dat hy nie meer net na U verwys het as my God nie, maar weer na as my Vader. En dat hy sy gees aan U kon toevertrou en dat hy geweet het dat hy die dood en die hel sou oorwin en dat hy sou opstaan uit die dood en dat hy weer herenig sou word met sy gees en U in beheer was van hierdie situasie. En omdat hy U vertrou het, kom leer hy ons ook dat ons U kan vertrou. Vader, en ons wil soos die Jode destyds ook hierdie gebed elke dag bid en sê, Vader, ons gee ons lewe in U hande oor, want ons vertrou U. Maar Vader, ons wil dit met hierdie voller en hierdie nuwe betekenis doen. Ons weet wat dit nou beteken. Ons weet wat Jesus Christus vir ons kom bewerkstellig het. Ons kom dankie vir die feit dat hy die dood oorwin het. Dankie dat hy die hel oorwin het. Dankie dat hy die Satan oorwin het. Dankie dat hy vir ons sondes aan daardie kruis kom sterf het en dat hy die oorwinning kom behaal het en dat ons nou in die resultate daarvan kan leef. Hier op aarde, maar dat ons ook die belofte het van die ewige lewe as gevolg van dit wat Jesus Christus kom doen het. Vader, terwyl ons hier op aarde leef, wil ons vir U vra dat U ons sal in staat stel om U te vertrou en om nie bang te wees nie en om te werk in U koninkryk. En Vader, dat ons so sal vertrou dat ons sal uitgaan en 'n verskil sal maak, want ons weet dat ons lewens in U hande is en dat U ons beskerm en bewaar. Vader, ons wil nie onverskillig wees nie, maar ons wil uitgaan en gaan leef en voluit leef en nie bang wees om te leef en te waag en te doen nie, sodat ons 'n verskil kan maak in die wêreld daar buite. Maar Vader, dankie dat ons ook met vertroue kan weet dat wanneer ons die dag deur die dood moet gaan, ons daai dood reeds oorwin het as gevolg van dit wat Christus gedoen het en dat ons nie eers bang hoef te wees vir die dood nie, want dat niks en niemand, selfs nie eers die dood, ons uit U hand kan ruk nie en ons kan skei van U liefde nie. Ons sê vir U baie dankie vir daardie troos en dankie dat ons daaraan kan vashou. Vader, ons kom bid nou vir diegene in ons gemeente wat siek is. Ons kom dink aan elkeen van hulle en ons dra hulle aan U op en ons vra dat U ook die pad saam met hulle sal stap. Dat hulle ook hulle vertroue vandag in U sal plaas. Dat hulle U sal vertrou vir genesing, vir herstel. Ag Vader, en vir krag om deur hierdie moeilike tyd te kom. Vader, baie dankie dat ons hulle nou in U bekwame hande kan kom los. Vader, en dan kom ons as gemeente en ons kom vertrou U om vir ons die weg te wys wat ons as gemeente moet stap, sodat ons in hierdie gemeenskap waarin ons geplaas is, ook 'n verskil kan maak.
Dankie dat ons hierdie gebede kan bid. Nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit genade. Amen. Geliefdes, dankie dat ek my gedagtes rondom die teks met u kon deel. Ontvang dan nou die seën van die Here. Die Here is bo jou om jou te seën. Die Here is onder jou om jou te dra as jy dalk mag val. Die Here is voor jou om die pad vir jou gelyk te maak. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te weer. En die Here is binne jou om jou te lei met sy Heilige Gees. So seën die drie-enige God jou van nou af tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, bly gesond en wees geseënd. Totsiens.